Goeienaand vriende, ons gesels verder oor hierdie wonderlike gedeelte in die Bybel, die saligsprekinge in Matteus 5. Ons het gepraat by die vorige video oor hierdie uitspraak. En nou gaan ons voort en ons sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vorige een het gesê, salig is die wat arm van gees is, die wat weet hoe nodig hulle God het. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En ons het gesê, jy verstaan hierdie uitsprake van Jesus in die saligsprekinge, as jy dit sien as die begin van die vervulling van die nuwe verbond. Jesus kom en hy werk volgens die belofte van die nuwe verbond in Jeremia 31 vers 33. Maar die nuwe verbond is nou nog vandag nog steeds nie vervul nie, want Israel as volk het nog steeds nie vir Jesus as Here aangeneem nie. En die nuwe verbond gaan in 'n totale belofte van herstel vir Israel. Die nuwe verbond sal eers gebeur by die wederkoms wanneer Israel as volk gered gaan word, die oorblyfsel van daardie volk. Maar daar was intussen 'n ander apostel, die apostel Paulus, en hy het gesê in, dink ek, watter hoofstuk was dit nou, 2 Korinte 4, 1 Korinte 3, daar rond het hy gesê van die nuwe verbond, hy is 'n apostel, hy is 'n prediker van die nuwe verbond. En sy evangelie wat hy verkondig is in ooreenstemming met hierdie beginsels. En dit is wat ek daaruit verstaan, vriende, dat ons evangelie vandag werk soos die saligsprekinge. Want dis nuwe verbond taal hierdie. Dis hartveranderingstaal. Dis nie wettisisme, wat jy moet doen en wat jy nie mag doen nie. Dit is oor iets wat niemand kan sien nie. Net jouself en jou Here. Wat is in jou hart in die gang? Wat is jou doel? Wat is jou begeertes? Wat is werklik die rede? Wat is die belangrikste ding wat vir jou aan die gang hou? Daarso in Efesiërs hoofstuk 4 vers 20 sê Paulus vir die mense, hy sê, weet julle wat? Jy sal moet verander hier in jou gemoed. Waar sit die mense gemoed? Dit is die beheerkamer van jou lewe. Dit is waarvan Jesus hier praat. Salig is die wat arm van gees is, wie se gemoed arm is, wat God nodig het. Nou sê hy, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Waaroor treur? Natuurlik. Waaroor treur 'n mens diep in jou hart? Oor jou eie floppe wat jy in die lewe gemaak het. Oor jou eie sondes. Kyk, as 'n mens treur en jy huil lang trane, dan treur jy nou nie in jou hart nie, dan treur jy soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, laat ander mense kan sien hoe treur jy. Maar Jesus het gekom vir die mense se innerlike, vir sy hart. Salig is die wat binne in sy hart ongelukkig is met homself, want dan is daar hoop vir jou. As jy vol is van jouself, is daar nie hoop vir jou nie. Jy sal nooit na Jesus gaan soek nie. Soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het die wet van God gehaat en hulle het dit nagekom en hulle het niks verder nodig nie. Hulle het Jesus totaal misgekyk en verwerp. Maar daar is nog honderde duisende mense wat hulle self Christene noem, wat vandag soos die fariseërs is. Maar hier staan, salig as jy treur. As jy kyk na die dinge wat jy al probeer reg doen het en verkeerd gedoen het, dan treur jy in jou hart. En dan sê hy, dan is daar hoop vir jou, want dan kan Jesus jou kom vertroos. Dan is daar 'n kans dat jy op 'n punt gaan kom wat jy gaan sê, Here, nou kan ek nie meer nie. Kom my asseblief tegemoet. Kom vul hierdie gaping in my lewe, ek is hopeloos, ek kan dit nie doen nie. Salig is hulle wat treur oor hulle eie sondige toestand, want God self sal hulle trane afvee.
Dit is dan die volgende een sê, en wat van die sagmoediges? Salig vir die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Hierdie nuwer vertaling sê, die wat sag van hart is. Lyk my tog hierdie ou het ergens iets gesien, dat hierdie saligsprekinge gaan oor 'n mens se hart. Salig is die mense wat sag van hart is. Salig, gelukkig is hulle wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Daai gedeeltetjie is nou ongelukkig 'n bietjie verkeerd vertaal, maar dis nie die nuwe aarde waarvan nie gepraat word nie, dis die aarde, dis die 1000-jarige vrederyk. Jesus gaan hier op hierdie aarde gaan hy kom regeer. Dit is soos wat dit beloof is in die Ou Testament, gaan hy sy koninkryk opstel, gaan vanuit Jerusalem regeer, want na die wederkoms, ons is pre-millennialiste, ons glo, hy gaan eers terugkom, dan gaan die millennium ingestel word, en hulle het dit daardie tyd al verwag. Dit sou inderdaad, die Ou Testament het eintlik net gepraat van eenkoms van Christus, hy sal kom, hy sal die koninkryk vir Israel instel, maar hierdie mense se hart was nie sag nie, hulle harte was hard. As jy nie plek het vir Jesus nie, is jou hart hard, en is jy nog vol van jouself en jou eie idees. Sagmoedigheid, vriende, ja, sagmoedigheid, mens kan dit vir mense aanbied as 'n soort van 'n reël of as 'n wet. Jy moet sagmoedig wees, maar dit gaan nou nie help nie, jy weet, want dan kan jy nou onopreg, nou bloot net as 'n daaietjie, ek moet daarom nou nog die dominee het laas Sondag gesê, ons moet dit en dat doen, nou gaan ek maar vandag, Saterdag, ek gaan so 'n halfuurtjie daarna afstaan, dan gaan ons 1 of 2 ou mense besoek in die ouete huis, en dan is ek ook mos nou sagmoedig gewees. Nee, dit gaan nie werk nie, hoor. Jy kan nie sagmoedig wees deur 1 of 2 dingetjies reg te doen nie. Inteendeel, as geen een van ons wat dit kan doen nie. Jesus Christus moet inkom. Hy moet die hart van klip kom uithaal, hy moet hom sag maak. Daar moet totaal 'n ander hart wees. Daar is nie 'n mens op aarde wat 'n hart het wat kan sagmoedig wees, soos wat Jesus hiervan praat nie. Jy kan dit nie doen deur 'n paar goeie dade nie. Dis onmoontlik. Jy het Jesus nodig. Israel wou nie hulle self vir hom gee nie. En dit was die gevolge daarvan. Dis al 2000 jaar terug. Waar sit ons vandag? Hoeveel mense in jou kerk se harte is verander en behoort nie meer aan hulle self nie, behoort aan Jesus Christus. Dit gaan alles oor die nuwe hart, hierdie saligsprekinge. Die volgende een sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wonderlike woorde. Weereens, vriende, Paulus kan maar gaan slaap. Hy kan nie ons evangelie vir vandag so duidelik uitspreek soos dit hier staan nie. Hy kan nie. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. O, vriende, jy weet, ons kan die hele verborgenheid aan mense uitlei. Ons kan vir hulle al stapsgewys sê hoe dat al hierdie dinge gebeur het, en Israel het hulle verhard en hulle is verwerp op die ouend uitgaan. Toe gaan Paulus uit en hy verkondig die evangelie aan al die nasies. Wonderbaar! En dit is so wonderlik. God het gekom, hy het uit genade, het hy in die kruis gesterf vir ons sondes. Ja, oké, dis wat hy gedoen het. Maar wat van jou? Salig is die wat honger en dors het na die geregtigheid. Ek kan God se genade uitlê so perfek as wat maar gedoen kan word, en dis wat Paulus ook dit doen in al sy briewe.
Maar as ons nie by hierdie punt gaan uitkom, waar daar 'n honger en 'n dors in jou hart is na Jesus nie, dat alles verniet gebeur, alles te vergeefs. Salig is die wat honger en dors na Jesus Christus. En daar gaan jy niemand bedrieg nie, jammer vir jou, dis 'n nuwe hart daai. En God weet waar sit jou hart. In geval jy dit nie dalk weet nie, ek sê nou vir jou, God weet waar is hy. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En dan staan daar met die volgende ene, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Hey, dis so mooi hierdie. Mense, wie jy, net soos wat Jesus het vir die fariseërs en skrifgeleerdes gesê het. Nee man, ek praat nie nou van jou dade van barmhartigheid wat jy aan arme mense betoon nie. O, die mense voel so trots op hulle self. Ek het nou dit. En dan kom die ou hierso aan oor die feestyd en hy sê, hy dominee, weet jy, hoeveel geld het ek nou al hierdie maand vir arme mense gegee? Nee, dan verstaan jy nog niks van wat hier staan nie. Dis nie barmhartigheid daarin nie. Barmhartigheid. Die woord hart is in die middel van daai woord, het jy dit gehoor? Salig is jy, as jy 'n barmhartige hart het. Hier staan nie salig is jy, as jy persentjies uitdeel vir arme mense nie, dit staan nie hier nie. Hier staan salig is jy, as jy 'n barmhartige hart het. As God jou hart aangeraak het. As jy wedergebore is, as jy Jesus lief het, bo alles, as jy aan hom alleen behoort, salig is jy, dan sal jy ook, daar's barmhartigheid aan jou bewys word. Hierdie is hartsake, mense, hartsake, soos wat dit nêrens anders in die Bybel gepreek word nie. Ons praat net nou verder.